Goeiedag aan die merker, my naam is Kayla Libbe. Kom ek vertel julle my navorsing oor die Virtek of die STEM-benadering. So ek het ondervind dat die STEM-benadering 'n integrasie van verskillende vakke is. So hierdie vakke is dan wetenskap, dis tegnologie, ingenieurswese, dis kuns en dis wiskunde. Hierdie benadering help leerders ook om probleme op te los en om kreatief te dink. Nou kom ons gaan 'n bietjie in diepte met elke afdeling. So die wetenskap gedeelte stel vrae en doen ondersoeke, dis waaroor dit gaan. Mens maak waarnemings en dan gevolgtrekkings en dan fokus ons ook op die ontdekking en dan begrip wat ons het. Dan die tegnologie gedeelte, so wanneer ons die tegnologie gedeelte doen, gebruik ons hulpmiddels en mensgemaakte voorwerpe. In my wetenskaptafel het ek gebruik gemaak van 'n vergrootglas. Nou, die tegnologie gedeelte help ook die leerders om nuwe kennis op te bou. Leerders leer deur hulpmiddels, so hulle leer deur om met hulpmiddels te werk. Dan die ingenieurswese gedeelte gaan dan oor die probleemoplossing, so dit fokus op die probleemoplossing. Nee, dankie mamma. So, die leerders beplan wat hulle gaan maak, dan bou ons dit wat ons beplan het. Dan toets ons of dit wat ons gebou het werk. En dan verbeter ons dit wat ons bevind het die probleem is. So, die ontwerpvaardighede word dan ontwikkel. Dan met kuns, so met kuns ontwikkel ons kreatiwiteit en die leerders kan hulle self uitdruk. Kuns help ook die leerders om hulle idees op verskillende maniere uit te wys. En dan die wiskunde gedeelte is, dit help leerders om denkvaardighede en dan kommunikasievaardighede te ontwikkel. Goed, dan vir my onderrigstrategieë het ek die ontdekkingsbenadering gevind. Nou hierdie ontdekkingsbenadering is waar die leerders kennis self ontdek. Die onderwyser dien dan net as die fasiliteerder. Dan is daar 'n oordragbenadering. Nou hierdie oordragbenadering is waar die onderwyser die kennis oordra. So dit is nou nie juis effektief vir leerders nie, want daar's baie min interaksie. Goed, die prosesvaardigheidsbenadering leer die leerders hoe om te dink. Hulle fokus op die vaardigheid. Dan die interaktiewe benadering, so die leerders verken en ontdek self. Die voorkennis word dan gebruik om by die leerder aan te pas, en dan die wederwysige benadering fokus op die samewerking en verhoudings van die leerders. Kom ek verder. Dan die laaste ervaring of benadering wat ek nagevors het, is die ondersoekgebaseerde benadering, en dit stel die leerders stel vrae op en hulle ondersoek, en dan dit ontwikkel dieper begrip. En dan sommer baie vinnig my wetenskaptafel, hoe ek die Virtek benadering in my wetenskaptafel geïnkorporeer het, is die wetenskapgedeelte. So hierso is 'n plantjie wat ek gewys het vir die leerders, so die proses, 'n saadjie hoe hy bietjie meer groei en dan meer, sowel as 'n boom met lemoene op, dis nou nie waar nie, en dan so die leerders ondersoek die groei van die plant. Dan die tegnologie is die vergrootglas, die ingenieurswese is dan nou waar jy die ingenieurswese en wiskunde saam is waar jy die vrugte sorteer en dan die vrugte sorteer. Ja, en dit ondersoek. Dan die kuns is waar hulle met die appels gaan verf, en dan het ek ook vir die ingenieurswese het ek sulke wat hulle uit mekaar uit kan haal en dan pak hulle dit weer by mekaar. Geniet die merk!